Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou daar is 'n rede hoekom mense so baie van superhero films hou. Dink maar aan Superman en Batman en Spider-Man. Ons sit lekker daar in die donker teater en die musiek bou op en die wêreld is in gevaar en dan verskyn die hero. En iets binne in ons sê vir onsself, daar's iemand na wie toe ons kan opkyk. Daar is iemand wat almal gaan red. Maar dalk lê daar iets baie dieper onder hierdie stories. Want ergens binne in menswees is daar 'n begeerte om die een te wees wat red. En ons noem dit die ego. Ons wil die een wees wat beskerm, die een wat mense veilig hou. En op sigself is dit nie sleg nie. Die Bybel leer ons om mekaar se laste te dra, om mense wat swaar kry by te staan. Maar hier is waar dit gevaarlik raak, wanneer ons nie meer net wil help nie, maar 'n hero nodig het om onsself te wees. Ons moet die hero wees. Want 'n superhero kan nie bestaan sonder 'n villain nie. En 'n villain kan nie bestaan sonder 'n victim nie. Jy het al drie nodig, 'n hero, 'n villain en 'n victim om hierdie speletjie aan die gang te hou. Want as daar nie 'n villain is nie, wie gaan die hero stop? En as daar nie 'n victim is nie, wie gaan die hero red? En skielik begin ons mense rondom ons in daardie rolle plaas. Jy dink, ek is die een wat alles en almal moet red. Hy is die probleem, sy is die slagoffer. En voordat jy dit besef, speel almal hulle rolle. Kyk na die oorsprong van baie van hierdie superhero films. Spider-Man verloor sy oom, Batman verloor sy ouers. Hulle pyn word die brandstof vir hulle missie. En dit laat my wonder, is die superhero soms nie net eintlik 'n victim met 'n cape nie? 'n Mens wat iets verloor het en besluit het, ek wil nooit weer so magteloos wees nie. As ek ander kan help, dan voel ek beter oor my eie pyn. En so word pyn krag. Maar soms word daardie krag ook 'n identiteit. Want nou het ek iemand nodig om te red. En daarom het ek dalk ook, sonder dat ek het besef, 'n villain nodig. Want sonder 'n villain het my hero identiteit nie meer 'n missie nie. En dit gebeur nie net in films nie, dit gebeur in huwelike, families, kerke, werkplekke en vriendskappe. Ons begin mense etiketeer. Hy is die hero, daai is die villain en daai is die victim. En dan leef ons volgens daardie rolle. Maar kyk wat gebeur met die victim. Die hero dink hy red hom, maar maak hom nie noodwendig sterk nie. Die hero bly groot en die victim bly klein. Die hero bly sterk en die victim bly hulpeloos. En soms het die hero selfs die victim nodig om 'n victim te bly, anders het hy nie 'n plek nie. Want as die victim begin onafhanklik word, wie het 'n hero dan nodig? Dink aan Spider-Man. Peter Parker kan die wêreld red as hy wil, maar kan Peter Parker net 'n gewone mens wees? Kan hy 'n gewone verhouding hê? Kan hy net saam met iemand sit en koffie drink sonder die wêreld in die agtergrond rondom hom ontplof? Want as daar geen gevaar is nie, is daar geen wille nie. En is daar niemand wat gered hoef te word nie. En dan is Spider-Man net Peter. En dalk is dit wat die ego nie altyd wil hê nie. Die ego wil altyd spesiaal en sentraal voel. Die ego wil nodig voel. Die ego wil raak gesien word. Kyk wat het ek gedoen. Ek het hulle gered. Ek het hulle gestop. Ek was die een wat daar was. Maar volwassenheid vra vir iets baie, baie moeiliker en dieper. Nie om 'n hero te probeer wees nie, maar om mens te wees. 'n Mens wat help sonder om beheer te neem. 'n Mens wat ondersteun sonder om iemand afhanklik te maak en te hou aan jou. 'n Mens wat beskerm sonder om iemand se krag van hulle self weg te vat en te verkleineer. 'n Mens wat kan sê, ek hoef nie die belangrikste karakter in jou storie te wees om vir jou lief te wees en om te gee nie. Ek kyk bietjie ook in daardie films na die vernietiging in superhero films. Geboue val, motors word verpletter en paaie word opgebreek. En dan juig ons, dan sê ons, ja, maar die hero het gewen. Maar wie betaal vir die skade? En is al die vernietiging net die villain se skuld? Want die hero slaan ook. Die hero vernietig ook. Die hero laat ook geboue omval. En dis die belangrikste les van die lewe. Goeie intensies beteken nie noodwendig geen skade nie. Jy kan dink jy doen die regte ding en steeds mense rondom jou seermaak. Jy kan dink jy red iemand en steeds hulle waardigheid van hulle ontneem en sodoende meer skade aandoen. Jy kan dink jy veg vir geregtigheid en steeds meer konflik skep wat onnodig was. Die lewe is nie 'n film van 90 minute nie. Daar is geen kat wanneer die toneel te emosioneel raak nie. Daar is regte mense, regte emosies, regte verhoudings, regte wonde.
So miskien moet ons ophou om ons lewens so superhero flieks te probeer leef. As iemand jou 'n victimrol probeer gee, sê net nee. As iemand jou die villain wil uitmaak, moenie die rol aanvaar nie. En as jou ego desperaat is om die hero te wil wees, stop net. Vra jouself, help ek hierdie persoon werklik of het ek nodig om nodig voel te word? Want daar is 'n verskil tussen liefde en die redderssindroom. Daar's 'n verskil tussen ondersteuning en beheer. Daar's 'n verskil tussen om iemand te help en om iemand klein te hou sodat jy belangrik en groot kan voel. Die wêreld het nie nog superheroes nodig nie. Ons het nie nog villains nodig nie en ons het beslis ook nie nog meer victims nodig nie. Wat ons nodig het is volwasse mense. Mense wat hulle eie wonde leer verstaan, wat hulle eie emosies kan hanteer en beheer is daarvan, wat kan stil word voordat hulle reageer, wat kan sê ek is kwaad, maar ek hoef nie vanuit my woede op te tree nie. Ek is seer, maar ek hoef nie iemand anders seer te maak om beter oor myself te voel nie. Ek is bang, maar ek hoef nie 'n villain te skep om myself veilig en beter te laat voel nie. Dit is volwassenheid, nie om jou ego te laat wen nie, maar om jou ego te leer om stil te sit en net te dink. En dan kyk ons na die voorbeeld van Jesus. Jesus het nooit nodig gehad om 'n superhero in die verhaal te wees nie. Hy het self gesê hy wil nie. Hy het nie victims nodig gehad om sy identiteit te bevestig nie. Hy het nie villains nodig gehad om homself as hero te bewys nie. Toe mense gebroken was, het hy hulle nie klein gehou nie. Hy het hulle menswaardigheid teruggegee. Hy het hulle bemagtig en hy het gesê, staan op, gaan, jou geloof het jou gered. En toe hulle hom aan die kruisig, die villains, toe het hulle hom verneder. Toe het hulle hom doodgemaak, maar toe het hy nie gesê, nou sal ek vir julle wys wie die villain is en nou gaan ek julle oorwin nie. Nee, hy sê, Vader, vergewe hulle. Dis 'n ander soort krag, nie die krag van 'n kuip nie, nie die krag van jou ego nie, maar die krag van liefde wat niemand anders hoef te vernietig om hulle self te bewys nie. En miskien is die vraag wat ons self vandag moet vra. Ons sê ons volg Jesus, ons praat oor Jesus, ons sing oor Jesus, maar hoekom kry ons dit so moeilik reg om soos Jesus te leef? Hoekom moet ons altyd die Here wees? Hoekom moet ons altyd iemand die villain maak in ons verhaal? Hoekom moet ons altyd iemand anders die victim laat wees? Want elke keer wanneer ons daardie superhero, villain, victim speletjie begin speel, verwoes ons die wêreld. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.